Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor lesse uit 'n lys. Lesse uit 'n lys, en ons skrifgedeelte is die tweede hoofstuk van die boek Esra. Esra hoofstuk 2. Maar voordat ons dan nou na die woord toe gaan, kom ons maak eers die oë toe. Hemelse Vader, dit bly maar net 'n wonderlike voorreg. Eerstens om die Vader te mag noem, om in die teenwoordigheid te mag kom deur ons Hoëpriester Jesus Christus, om dan by die voete te kom sit en soos kinders te vra, Vader, leer ons. Here, leer ons hierdie lesse vanoggend uit hierdie lys. Here, seën elkeen wat vanoggend hier luister, deur hulle geopende ore te gee, deur hulle te help om te verstaan watter lesse daar vir ons te leer is, en 'n hart wat oop is om die boodskap te ontvang, te bewaar en ook in ons lewens toe te pas. Here, en ek wil ook vra dat U my vanoggend sal seën en weer eens my lippe sal aanraak, sodat U deur my sal spreek, dat dit nie ek is nie, maar U. In Jesus naam, amen. Geliefdes, Esra 2 is die soort gedeelte wat verklarende predikers in die versoeking bring om dit oor te slaan. En jy mag dalk hier 'n paar unieke idees vind vir die name van jou baba. Soos Gazam in vers 48 klink na iets interessant. Maar anders as dit, dan wonder jy hoekom God plek in die Bybel opgeneem het vir hierdie lang lys, soms onuitspreekbare name. En dis dubbel moeilik om te verstaan, want God het in wese dieselfde lys weer in Nehemia hoofstuk 7 geplaas. Dis net nie die soort hoofstukke waaraan jy ure lank in jou stilte tyd deurbring nie. Maar aangesien ons weet dat die hele skrif nuttig is tot lering, tot weerlegging, tot regwysing en tot onderwysing in die geregtigheid, soos 2 Timoteus 3 vers 16 vir ons sê, moet ons nie outomaties hierdie gedeeltes van God se woord oorslaan nie, maar eerder probeer uitvind hoekom hulle in die Bybel is. Waarom het Esra hierdie lys hier ingesluit? Miskien is daar verskeie redes, soos gelys in Mervyn Brenneman se The New American Commentary. Die lys mag grondregte na die terugkeer uit die ballingskap legitimeer. Dit mag ware Israeliete van die Samaritane onderskei en te midde van Tattenai se uitdaging, wat ons in hoofstuk 5 vers 3 tot 4 sien, mag dit dalk diegene wys wat deur Kores gemagtig is om terug te keer en die tempel te herbou. En ook die outeer en sy lesers was bekommerd oor die voortsetting van hierdie gemeenskap met die pre-ballingskap Joodse nasie. En dit was belangrik om te wys dat hierdie gemeenskap, hoewel klein en swak, God se plan vir Israel voortgesit het. En dit kom ook uit hierdie New American Commentary uit. En Derek Kidner in sy Ezra Nehemiah Tyndale Old Testament Commentaries merk op bladsy 36, hy sê hierdie hoofstuk, hoe onaanloklik dit ook al mag lyk, is 'n monument vir God se sorg en vir Israel se vitaliteit. Die duisende tuiskomers word nie saamgevoeg nie, maar op kenmerkende Bybelse wyse verwant aan daardie plaaslike en familiekringe wat 'n samelewing vermenslik en 'n individu oriënteer. En wat die mense betref, het al hardnekkige herinnering aan plekke en verhoudings steeds sterk na 2 generasies in ballingskap 'n fyn weiering getoon om van hulle verlede of hulle toekoms beroof te word. En dan gaan hy voort om die punt te maak dat die fundamentele motief vir hierdie noukeurige groepering nie sosiaal was nie, maar godsdienstig. Want julle sien in hierdie nuwe geleentheid vir Israel om sy roeping na te kom, moet elke priester sy geloofsbriewe hê, en elke lid ook. Aan die einde van die hoofstuk toon die herstelde nasie ordelik gestruktureerd en gereed vir sy hoofdoel, naamlik aanbidding van God. En deur die verskillende stringe van hierdie temas bymekaar te bring, is die les vir ons uit hierdie lys dus dat God getrou is aan sy uitverkore volk, om hulle vir hulle sondes te dissiplineer en hulle te herstel, sodat hulle getrou aan sy verbond kan leef. En voordat ons na die geestelike en praktiese lesse kyk, kom ons kyk kortliks na die struktuur en sommige van die besonderhede van die lys. In vers 2 is daar 11 name in Esra, terwyl Nehemia 7 vers 7 12 name het. En die meeste geleerde mense dink dat
'n skryffout in naam en Esra uitgelaat het en dat die getal 12 betekenisvol is as verteenwoordiger van die 12 stamme. En die Nehemia en Mordegai van hierdie verse is nie die meer bekende manne uit die boeke van Nehemia en Ester nie. En van hoofstuk 2 vanaf vers 2 tot 20 is 'n lys van verskeie families en hulle getalle. En die baie numeriese verskille tussen Esra en Nehemia is waarskynlik te wyte aan skryffoute. En Hebreëse getalle is moeilik om te transkribeer. En van vers 21 tot 35 is 'n lys van verskeie dorpe en hulle bevolking, en dit word dan gevolg deur 'n lys van die priesters in verse 36 tot 39. En dan Lewiete, die wat uit die stam van Levi, wat nie seuns van Aaron was nie, tempelsangers en poortwagte in verse 40 en 42, en dan die tempeldienaars in verse 53 tot 54, en die seuns van Salomo se dienaars in verse 5 tot 58. En hulle het alles altesaam 392 getel, gemiddeld slegs ongeveer 9 lede per familie. En dan kom 'n lys van diegene wat nie bewys van hulle stamoorsprong kon lewer nie in verse 59 en 60, insluitende sekere priesters, soos ons in verse 61 tot 63 sien. En die goewerneur het hulle uitgesluit van die diens as priesters totdat 'n hoëpriester gemagtig kon word om die Urim en Tumim te gebruik, wat 'n manier was om God se wil te bepaal. En dan word die totale gegee in verse 64 tot 67, plus die aantal dienaars, sangers en vroue en vee. En daar is 'n probleem dat wanneer jy die getalle in verse 3 tot 60 bymekaar tel, jy 29.818 kry, maar vers 64 lys die totaal as 42.360, 'n verskil van 12.540. En sommige sê dat die verskil vroue en kinders verteenwoordig, maar dit sou baie klein getal wees vir 30.000 mans. Ander beweer dat die 30.000 uit die stamme van Juda en Benjamin was, terwyl die 12.000 dan uit die noordelike stamme is. Maar die slotsom is dat die teks nie rekening hou met die verskil nie, en daarom weet ons nie. En wanneer jy die dienaars en die sangers by die 42.360 tel, kry jy 49.897 wat in hierdie eerste beweging terug na die land teruggekeer het. In die hoofstuk eindig deur daarop te let dat een van die eerste dinge wat die verskillende hoofde van huishoudings gedoen het met hulle aankoms in Jerusalem, was om 'n aansienlike bedrag te gee vir die herbou van die tempel. En dit het hulle toewyding aan die Here en aan behoorlike aanbidding getoon. In die laaste vers 70 berig dat die mense in hulle stede hervestig is met spesiale vermelding van diegene wat verantwoordelik was vir aanbidding. Kom ons kyk nou na 'n paar punte. Eerstens, God is getrou aan sy uitverkore volk om hulle vir hulle sondes te dissiplineer en hulle in sy tyd te herstel. Soos Kierkegaard op bladsy 36 sê, hierdie hoofstuk is 'n monument vir God se sorg. En hy het die sondige nasie in ballingskap gelei en nou lei hy hulle terug na die land, net soos hy deur sy profete beloof het, soos in Jeremia 29 vers 10 tot 14. En tydens die belering van Jerusalem het God vir Jeremia gesê om sy voorvaderlike familie eiendom in Anatot terug te koop as 'n getuie, soos Jeremia 32 vers 6 tot 15 sê, dat huise en landerye en wingerde weer in hierdie land gekoop sal word. En Esra se lys teken 128 mans van die dorp Anatot aan in vers 23 wat na die land terugkeer. En hierdie lys onderstreep dus wat ons verlede week gesien het, dat die terugkeer na die land plaasgevind het omdat die Here die hart van die heidense koning Kores aangehits het om sy woord deur Jeremia te vervul, soos ons in hoofstuk 1 vers 1 tot 4 gesien het. En God se getrouheid is die hoofvaandel om bo hierdie lys te skryf. Daar's 3 dinge om in meer besonderhede uiteen te sit hier. Die eerste is, God het 'n uitverkore volk. God het Israel, die wat van Abraham, Isak en Jakob afstam, gekies om sy volk te wees. Soos Moses vir die Israeliete gesê het in Deuteronomium 7 vers 6, die Here jou God het jou uitverkies om sy eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde is. En hy gaan verder om vir hulle te sê dat dit nie as gevolg van enigiets besonders in hulle was nie, maar eerder as gevolg van God se soewereine eed aan hulle voorvaders. En dan sê hy in Deuteronomium 7 vers 9 in die eerste deel van vers 10, jy moet dan weet dat die Here jou God is,
die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou in 1000 geslagte. Maar aan die wat hom haat, aan elkeen persoonlik vergeld hy dit om hom te vernietig. Daardie verse is fundamenteel om te verstaan waarom ons hierdie lys name in Esra 2 het. Afkoms was noodsaaklik om 'n Jood te wees en om 'n Jood te wees was hoofsaaklik om deel te wees van die verbondsnasie. Die tempeldienaars en die seuns van Salomo se dienaars was waarskynlik nie inheemse Jode nie, maar buitelanders wat ingebring is om hierdie nederige take te doen. En deur die verbond van die besnydenis te aanvaar, kon hulle in Israel dus ingesluit word, soos Exodus 12 vers 48 ons leer. Maar die punt staan steeds dat afkoms belangrik was. En die 652 wat nie hulle afkoms kon bewys nie, word uitgesonder, sien ons in verse 59 en 60, en ons blykbaar dieselfde status as besnede buitelanders gegee. Maar hulle het nie wettige gronde gehad om hulle stamlande op te eis nie, soos deur Josua uiteengesit was nie. En teen die tyd wat ons by die Nuwe Testament kom, het die Jode hulle afkoms weer te ver gevoer. Dit het hulle gelei tot trots met betrekking tot die heidene en tot die valse idee dat 'n geboorte stamboom voldoende was vir 'n goeie status by God. Maar Johannes die Doper het hulle gekonfronteer in Lukas 3 vers 8 dat hy sê, dra dan vrugte wat by die bekering pas en moenie by julle self begin sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om met hierdie klippe kinders vir Abraham te verwek. En soos Jesus vir Nikodemus gesê het, is die belangrike geboorte nie om fisies as 'n Jood gebore te word nie, maar om geestelik wedergebore te word deur bekering en geloof in Christus. Soos ons in Johannes 3 vers 1 tot 21 leer. En Paulus maak herhaaldelik dieselfde punt dat dit diegene is wat van die geloof van Abraham is, wat sy ware kinders is, soos ons sien in Romeine 4 vers 13 tot 16 en Romeine 9 vers 6 tot 8 en weer in Galasiërs 3 vers 29. Met ander woorde, die bewys dat ons God se uitverkore volk is nie ons fisiese geboorte nie, maar eerder die bewys van die nuwe geboorte wat deur geloof in Christus is. En om hierdie rede gee Petrus vir ons in 2 Petrus 1 vers 5 tot 10 'n lys van morele eienskappe wat ons by ons geloof moet voeg, en dan sluit hy af. Daarom broeders moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Dis was hierdie register van Joodse afkoms 'n tipe van die register wat werklik saak maak, die Lam se boek van die lewe, soos in Openbaring 20 vers 12 van lees. Maak seker dat jou naam daarin geskryf is. En dan tweedens, God is getrou om sy uitverkore volk te dissiplineer. Die Babyloniese ballingskap was God se getroue dissipline van sy dwalende volk, want hy het hulle gewaarsku dat hy hulle onder die nasies sou verstrooi as hulle in hulle ongehoorsaamheid volhard het, in Deuteronomium 28 vers 64. En God het die goddelose Babyloniërs gebruik om sy volk te dissiplineer, soos ons in Habakuk 1 sien, en om hulle die leegheid van afgoderry te wys. Israel het nie die Sabbat getrou onderhou nie, en daarom het God hulle vir 70 jaar van Sabbate uit die land verdryf, soos 2 Kronieke 36 vers 21 vir ons sê. En dit was om hulle die belangrikheid van gehoorsaamheid aan sy woord te leer. In Hebreërs 12 vers 8 sê vir ons, maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Met ander woorde, as julle nie seuns van God nie. Met ander woorde, as jy beweer dat jy 'n Christen is en jy leef in doelbewuste ongehoorsaamheid aan God, sonder enige negatiewe gevolge, is jy in groter moeilikheid as wat jy besef. Jy is dalk glad nie 'n ware Christen nie. Een kenmerk van 'n ware kind van God is dat wanneer hy sondig, God hom getrou dissiplineer. Maar, en hierdie punt is van kardinale belang, God dissiplineer ons nie om vir ons sondes te laat betaal nie. Christus het vir ons sondes aan die kruis betaal. Inteendeel, hy dissiplineer ons sodat ons sy heiligheid kan deel, soos Hebreërs 12 vers 10 vir ons sê. Met ander woorde, herstel is die doel van God se dissipline van sy ware kinders. En dan derdens, God is getrou om sy uitverkore volk in sy tyd te herstel. Want toe die 70 jaar verby was, het God sy volk na die beloofde land herstel. En hierdie hoofstuk is 'n spesifieke gedetailleerde rekord van God se getrouheid aan sy verbondsvolk. Hy weet hoe lank sy volk onder sy tughoede moet wees, en hy is in staat om hulle te herstel wanneer die tyd reg is. En ek wil julle moet let daarop dat God nie die gevolge van die nasies se sondes uitgewis het nie, selfs toe hy hulle herstel het.
Hulle het nie teruggekeer na pragtige stede en huise of na bewerkte lande wat wag om geoes te word nie. Hulle het teruggekeer na hope pyn en na lande wat oorgroei is met onkruid. Het het baie tyd en arbeid geverg om die verwoeste stede te herbou en die plaasgrond weer reg te kry. Dis sien wanneer God ons sondes vergewe en ons geestelik herstel, verwyder hy gewoonlik nie die gevolge van wat ons gedoen het om sy dissipline te ontvang nie. As jy jou familie deur jou sondige woede vernietig het, kry jy dalk nie jou familie terug wanneer God jou in 'n regte verhouding met hom herstel nie. As jy groot skuld aangegaan het as gevolg van jou impulsiewe besteding, beteken bekering nie dat God al jou krediteure sal laat verdamp nie. Jy sal dalk jare moet werk om jou skuld te betaal. En let ook daarop dat diegene wat na die land teruggekeer het, die kinders en die kleinkinders was van diegene wat die ballingskap deur hulle sondes gebring het. En diegene wat teruggekeer het, kon bitterlik gekla het. Hulle kon gesê het, maar dis nie regverdig dat ons moet herbou wat vernietig is as gevolg van ons sondige ouers nie. Want daardie soort houding weerspieël 'n rebelse hart teenoor die Here. Ons houding moet altyd onderwerping aan die Here wees in al sy handelinge met ons en dankbaarheid dat hy ons nie gee wat ons werklik verdien. As hy ongeregtighede sou tel, wie sou kon staan? Soos Psalm 130 vers 3 ook vra. Met ander woorde, God se getrouheid is die vaandel oor hierdie lys van diegene wat na die land terugkeer. Maar die ander faktor is die mense se reaksie op God se getrouheid, en dis ons tweede punt. Want ons reaksie op God se getrouheid moet wees om getrou aan sy verbond te leef. Want wanneer God ons genadiglik die geleentheid gee om weer as sy verbondskinders te begin, nadat ons gesondig het, moet sy genade ons tot gehoorsaamheid motiveer. En hierdie lys impliseer dan nou 3 aspekte van verbondstrouheid. Eerstens, om getrou aan God se verbond te leef, impliseer kontinuïteit. En een rede waarom hierdie lys hier is om aan die huidige geslag Jode hulle historiese kontinuïteit met die voorverbanne Joodse gemeenskap wat God gekies het te demonstreer. En soos Brenneman op bladsy 50 van sy boek sê, dit was belangrik om te wys dat hierdie gemeenskap, hoewel klein en swak, God se plan vir Israel voortgesit het. En hulle moes nou God se voornemens voortsit en aan hulle kinders en kleinkinders 'n visie vir daardie voornemens en vir hulle identiteit as sy volk oordra. Want die blote feit dat 'n persoon kon sê, ek is die seun van so en so, die seun van so en so ensovoorts terug vir baie geslagte, en dat hy op die familie-erfenis gefokus het, was 'n grafiese beeld van God se verbondsgetrouheid. En ek is bevrees dat kontinuïteit 'n vreemde konsep is vir die meeste van ons vandag. Anders as baie van ons grootouers wat groot geword het en die res van hulle lewens in die huis gewoon het waarin hulle gebore is, verander ons gereeld van huis en geografiese ligging. Familiebande het gewoonlik nie veel invloed op daardie besluite nie. Die Jode kon hulle voorouers eeue terug naspoor. Een moderne reisiger na die Midde-Ooste het gesê dat hy by een geleentheid, terwyl hy in 'n Arabiese kamp was, het 'n Arabier opgestaan en die geskiedenis van sy voorouers terug na 40 geslagte vertel het. En dat ander daar natuurlik dieselfde kon gedoen het. En dit is Edwin Yamauchi in sy Expositor's Bible Commentary. En hy het voors gesê, die meeste van ons kon nie ons 8 of meer as gevolg van egskeiding grootouers noem nie. Ek het neefs en niggies wat ek nie sou herken as hulle in die kamer sou instap nie, aangesien ek hulle nie sedert my kinderjare gesien het nie. Dit is 'n seldsame ding in Amerika, en ek wil amper sê in die Weste, om 2 of 3 generasies te hê waar families nie deur egskeiding gefragmenteer is nie, dikwels verskeie kere. En die enigste persoon wat ek veel hoor sê oor die belangrikheid van kontinuïteit is Edith Schaefer in Common Sense Christian Living in hoofstukke 3 en 4, en sy maak die punt dat daar groot waarde deur toegewyde verhoudings is en deur die oordra van items wat betekenis en herinneringe daaraan verbonde het. Dit kan 'n ouma se kombers en 'n oupa se verslete Bybel miskien insluit. En natuurlik is die kontinuïteit wat sy beklemtoon gebaseer op God se woord. En ons moet sy waarheid oordra en werk om dit in ons families van geslag tot geslag te bewaar, veral in ons huidige tyd waar jong mense meestal geen erg het aan enige erfstukke meer nie. En tweedens,
Om getrou aan God se verbond te leef, impliseer gemeenskap. Hierdie Jode het nie na die land teruggekeer soos soveel individue nie, om hulle heininge en omheinde gemeenskappe op te rig waar hulle jarelang kom en gaan sonder om eers hulle bure te ken nie. Hulle het 'n gevoel van gemeenskap gehad wat op hulle gemeenskaplike voorouers en geloof gebou is. En terwyl hulle almal in hulle onderskeie stede en huise gewoon het, was Jerusalem die sentrum, soos ons in vers 1 sien van hoofstuk 3. En wanneer hulle ten minste 3 keer per jaar opgegaan het, of waarheen hulle ten minste 3 keer per jaar opgegaan het, om God se naam te aanbid. So hulle het meer van 'n samewerkende samelewing gehad, eerder as die mededingende samelewing waarin ons vandag leef. Want as Westerlinge is ons individualisties en mededingend. Jy kan dit in ons bestuursgewoontes sien. Ons versnel wanneer iemand by ons wil verbysteek. In teenstelling met lande soos byvoorbeeld Pole, waar hulle na die kant toe beweeg en hulle steek 3 langs mekaar op 2 spoorpaaie verby. Want hulle werk saam, maar ons in die Weste kompeteer. En wanneer by ons geestelike lewens kom, is ons geneig om die Bybel in die individualistiese terme te lees, nie in korporatiewe terme nie. Byvoorbeeld, wanneer ons in Efesiërs en Kolossense oor die nuwe mens lees, dan dink ons onwillekeurig aan elke persoon se nuwe identiteit in Christus. Trouwens, die New American Standard Bible vertaal dit as die nuwe self. Maar in die konteks van hierdie gedeelte praat Paulus van die kerk as die een nuwe mens. Julle kan ook kyk na Kolossense 3 vers 9 tot 14. En alhoewel daar 'n wettige sin is waarin ons individuele liggame tempels van God is, soos 1 Korintiërs 6 vers 19 vir ons leer, is daar 'n ander sin waarin die hele kerk God se tempel is en ons saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees, as ons Efesiërs 2 vers 21 en 22 lees. Om getrou aan God se verbond te leef, moet ons die Bybelse sin van gemeenskap met ander gelowiges herwin. En derdens, om getrou aan God se verbond te leef, impliseer toewyding. Om jou gemaklike en bekende omgewing prys te gee, om op te pak en oor 1000 myl van vyandige woestyn te trek na 'n land wat deur oorlog verwoes is, het toewyding geverg. Was nie gerieflik nie. Maar diegene wat die trek gemaak het, kon nie die Here se liedere in Babylon sing nie, soos ons Psalm 137 lees. Hulle het verlang na Jerusalem en na die tempel waar God se heerlikheid bekend was, en daarom was hulle bereid om te doen wat nodig was om God te sien op sy troon onder sy volk in sy heilige plek. En hulle toewyding kan ook weer eens in 3 dele gesien word. Eerste, toewyding tot aanbidding. Hierdie hele hoofstuk fokus op die terugkeer van die priesters, van die leviete, die sangers en die deurwagters van die tempel. En dit wys hoe Israel georganiseer was vir die doel van aanbidding. Terwyl daar 'n gepaste plek vir spontaniteit en aanbidding is daar ook die behoefte aan behoorlike orde en beplanning. En ons doel in aanbidding is nie om 'n gevoel op te roep nie, maar om die lewende God te ontmoet en sy heerlikheid te vertoon. En ook die feit dat die priesters, wat nie hulle afkoms kon bevestig nie, as onrein beskou is en verhinder is om te dien, toon dat heiligheid 'n noodsaaklike faktor in behoorlike aanbidding is. Om die hele week te leef soos die wêreld leef en dan vir 'n paar minute saam aanbidding kerk toe te gaan, is 'n gruwel vir God. Maar die hele week lank moet ons lewens God verheerlik deur heilige gedagtes, woorde en dade. Dan is ons openbare aanbidding op Sondag 'n oorvloed van ons dankbaarheid en gehoorsaamheid aan hom. En tweedens is daar die toewyding aan diens. Want die lys wys vir ons die verskeidenheid van diens met die priesters, die leviete, die sangers, die deurwagters en die tempeldienaars, wat elkeen hulle plig het om te verrig vir die gladde funksionering van die geheel. En sommige was meer sigbaar en voorop, ander was meer agter die skerms, maar hulle was nie minder belangrik nie. En tog is elke lid in die kerk 'n geestelike gawe gegee om te beoefen in die diens van die Here tot sy eer, soos 1 Petrus 4 vers 10 en 11 vir ons sê. En derdens is daar die toewyding aan gee. Maar soos ek gesê, die eerste ding wat hierdie mense gedoen het met hulle terugkeer, sover die teks aandui, was om na die plek te gaan waar die huis van die Here was en hulle gawes gewilliglik aan te bied om dit te herstel, in verse 68 en 69. In die verslag van die diere in verse 66 en 67 vertel ons dat sommige van die terugkerende mense redelik gemaklik daaraan toe was, aangesien die perd, en daar was 736 van hulle genoem, dit was
soos die Cadillac of die Mercedes van daardie dag. En baie meer, volgens ons daar lees 6720 het donkies gehad. Maar onder die 50.000 was daar baie wat geen diere besit het. En hulle het gegee volgens hulle vermoë, wat impliseer dat die ryker mense meer gegee het, maar die armes het ook gegee soos hulle kon. En tog beveel Paulus ons in 1 Korintiërs 16 vers 1 tot 2 om op sy te sit en te gee soos die Here ons voorspoedig gemaak het. En hy prys die Macedoniërs wat nie net volgens hulle vermoë gegee het nie, maar selfs bo hulle vermoë uit eie beweging en Paulus gesmeek het vir die voorreg om te gee in 2 Korintiërs 8 vers 3 tot 4. En dan ten slotte, kan God 'n prosaïese lys van onbekende name gebruik om ons aan te spoor tot groei in godsvrug? Aangesien dit in sy woord is wat hy beloof het, hy nie leeg na ons sal terugkeer nie, soos Jesaja 55 vers 11 sê, vertrou ek dat dit beslis so is. En ek wil volgende vra, eerstens, is jy een van sy uitverkorenes? Maak seker daarvan. Ek het iemand gehad wat vir my gevra, hoe kan 'n persoon weet dat hy een van God se uitverkorenes is? My antwoord was, dit is baie eenvoudig. Beantwoord hierdie vraag. Het jy werklik jou vertroue in die Here Jesus Christus gestel en is daar enige bewyse van daardie feit in jou lewe? En tweedens wil ek vra, ervaar jy God se getroue dissipline in jou lewe en onderwerp jy jou daaraan? Dit kan net die klein probleme wees wat ons almal elke dag ervaar, of dit kan 'n groot beproewing wees. Al hierdie dinge is om jou op te lei om sy heiligheid te deel terwyl jy jou vreugdevol aan hom onderwerp. En dan derdens, soek jy daarna om getrou aan sy verbond te leef. Ons verbondsgetrouheid sal homself toon in kontinuïteit, in gemeenskap en toewyding aan aanbidding, aan diens en aan offergawes. Hierdie hoofstuk is 'n getuienis van God se blywende getrouheid aan sy mense. En ons reaksie op sy getrouheid behoort te wees om getrou aan sy verbond te leef. Amen. Kom ons maak hier oop toe. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie les, wat ons hier uit hierdie hoofstuk wat ons so maklik net sommer sal wil oorslaan kan lees. Here, dat ons kan besef dat hierdie lys vir ons u getrouheid toon, u verbondsgetrouheid, dat u beloftes nakom, dat u woord nooit sal wankel nie. Help ons, Here, om dan ook so in verbondsgetrouheid aan u te leef. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle geluister het. Mag hierdie oënskynlik onnodige hoofstuk wat mens sommer net wil oorslaan, mag daar vir julle 'n nuwe lig opgaan. Mag julle dit met nuwe oë lees. Mag julle besef hoe getrou God is om sy beloftes na te kom, en mag julle dan ook as antwoord in getroue verbondsverhouding met God leef. Mag julle 'n wonderlike Christusgevoelde dag en 'n Christusgevoelde week beleef, en as dit die Here se wil is, dan kom ons volgende Sondag weer by mekaar rondom sy woord om meer te leer uit hierdie boek van Esra. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees, mag God self met julle wees, en mag God julle seën. Shalom.